Goeiemôre, dis 19 Februarie vanmôre, lesing 91 in die Groot Johannes Evangelie boek 3. Opskrif: Erns is beter as lag. Hoofstuk 1:6-9. Cornelius val my Joshua na hierdie toespraak alweer om die hals en sê diep ontroer: ja, die woorde kan maar net 'n God en nooit 'n mens tot die mense spreek nie. Joshua sê vir hom: ja, jy het volkome gelyk, dat jy 'n waar getuienis oor my gee, en dit sal ook baie vrug vir jou dra. Jou vlees en bloed het jou dit nie ingegee nie, maar jou gees, wat net soos myne uit Elohim is, en daarom is jy ook 'n ware vriend en broer van my. Maar omdat ons onsself in die vlees bevind, volg ons nou die roep van die vlees, of wat van die vlees uitgaan, om te voorsien in die uiterlike behoeftes. Almal gehoorsaam en ons gaan aan die tafels, waarop goed voorbereide visse van die edelste soort op ons wag. Nou onthou dat hierdie meer waar hulle gevang het, was 'n varswatermeer, en ek neem aan dat hierdie edelste visse is visse wat omtrent nie grate het nie, en wat ons dalk miskien sal ken soos, ek weet nie wat se visse daai tyd was nie, forelle, tilapia, wat is daar nog ander visse, miskien bass, wat daar was, daai tipe visse, wat vir ons ook vandag lekker is, maar dis varswatervis. Nou is die skorrels vol van hierdie vis, dit noem hy 'n edelvis. Toe ons aan die tafel waaraan ek plaasneem, sit regs van my Sirenius, langsom Cornelius, en teenoor ons sit Faustus, Kisjona, Julius en Philippol. Links van my sit Jara, dan Raphael, die jong Josua en dan Ebal. Die onderste langvleuel verder na links word beset deur my leerlinge, en die boonste regtervleuel deur die koninklike familie Oram, met Mathael, Rob, Bos, Micha en Sahar. 'n ander baie lang tafel gee plek aan die 50 fariseërs, dis nou die wat ons in die vorige lesings van gelees het. Hierdie loop in dieselfde rigting as myne, en staan in my gesigsveld, en Sahar en Floran sit sodanig in die middel, dat hulle my gesig kan sien. 'n derde tafel agter my gee plek aan die 30 jong fariseërs en leviete. Hulle vernaamste sprekers, Hebram en Risa, sit net agter my rug, maar met die gesigte daarna toe. Skuins teenoor die linkervleuel van my tafel, dis agter my leerlinge, staan ietwat na onder toe 'n kortere tafel met die 12, waaronder hulle sprekers Sohetal, Ribar en Baal. En aan die boonste vleuel vlak agter Oram is nog 'n klein tafel waaraan die arme Hermes sit, die bekende boodskapper uit Caesarea Philippi, met sy nou deftig geklede vrou, 3 eie dogters en 'n 4de pleegdogter. So sit nou al die wat by my hoor op die regte plek. Ek het dit nou deurgelees gister, en ek het gewonder hoekom Joshua so moeite doen om die plekke aan die tafel te beskryf, want hy is juis een wat nie altyd aan die hoof van die tafel gaan sit nie, want hy sê dat ons die grootste die kleinste moet dien, die eerste moet laaste wees. Maar hier gee hy 'n deeglike beskrywing. Ek glo dit sal seker vorentoe vir ons nog duidelik word wat almal voorstel. Die bediendes het hulle tafels ietwat meer aan die buitekant, en is ook baie goed versorg, soos ook die honderde soldate, wat in hulle kamp self hulle onderhoud moes sorg, soos dit by die Romeine altyd gebruiklik was. Almal sorg nou vir die nodige versterking van ledemate en ingewande, en almal prys my vir so uitsonderlike, versterkende onthaal. Die visse, die brood
allerlei goeie en soet vrugte, soos vye, pere, appels, pruime en selfs druiwe. Vul die tafels en daar is nêrens gebrek aan heerlike wyn nie. Daar is aan geen enkele tafel ook maar iemand wat geen goeie eetlus het nie. En die ou Markus, beide van sy seuns en ook 'n paar van sy ouer dogters, beweeg heen en weer en sorg dat daar op geen tafel iets ontbreek nie. Die wyn maak langsaam maar seker die tonge los, en hier en daar klink die stemme harder en harder aan die tafels. Ook aan my tafel word op allerlei maniere verbasing uitgespreek oor spys en drank. Ja, selfs my Jara word lewendiger en het geen woorde en bewondering genoeg vir die soet druiwe, omdat dit nou eintlik nog geen tyd was vir druiwe nie. Nou al hierdie kos wat by Markus in sy spense was, en in sy visdammetjies en alles, het Joshua vir hom daar gesit, en meeste van die goed is geskep uit hemelse substans, en net soos wat hy met die visse en die brood gedoen het, doen hy dit nou met al hierdie kos, want dit was nie seisoen vir druiwe nie. Ook my leerlinge begin aardig spraaksaam te word, wat selde die geval was. Net Judas Iskariot swyg, want hy was nog te druk besig met 'n groot vis, en die aansienlike wynbeker voor hom, hou hom ook te veel besig, om nog tyd te hê vir 'n gesprek. Thomas het hom al wel 'n paar keer aanstoot gegee, maar Judas Iskariot merk niks op nie, en dit was ook maar goed so, omdat hy andersins gou iets ongepas sou gesê. Ons vind altyd dat Thomas, omdat hy vir Judas Iskariot na Joshua toe gebring het hy hom nou ook soort van self aangestel om die man onder beheer te hou, want hy kan so maklik uithaak en goed doen en goed sê wat nie van pas is nie. So Thomas en Judas is maar heeltyd aan mekaar se kele. Vers 14, Jara aan my linkerkant was egter op 'n geleentheid lus om die onwelgevallige leerling eers goed op sy plek te sit. Maar Judas Iskariot was die keer vir geen prys van sy onverstoorbare gulsige eet en drink af te bring nie. Ek dink as 'n mens hom kan voorstel, soos ek al van ander lesings dit gekry het. Ek het op 'n stadium alles wat met Judas Iskariot te doen het ek afgetrek en in 'n leer gesit. Dit was nog 'n boek wat ek sou maak, maar ek is toe gestop om die boek te maak, want die is werklik 'n groot sondaar. En dit is nie eintlik vir ons opbouend om net al sy sondes op boek te sit nie. Maar net soos mense al vir my gesê, hoekom skryf jy nie 'n boek oor hierdie Philadelphia ark nie, dit sal 'n topverkoper wees. Ek sê nie, maar ek kan nie, want dan moet ek al die goed wat almal verkeerd doen, moet ek in boeke sit. Dit beteken ek moet almal se sondes dokumenteer. Hoe kan ek dan dit kan vergewe? Ek moet mos vergewe en dan ook vergeet. So, dit is maar die storie, maar hy's 'n moeilike ou, so baie gulsige ou en hy's 'n baie oorgewig man. Toe hy egter klaar was met sy groot vis, maak hy aanstaltes om 'n tweede, nie minder groot nie, te gryp. Maar Raphael, dis die engel, was ietwat vinniger en was Judas Iskariot net voor. Wel, dit het natuurlik aanleiding gegee tot 'n ietwat onderdrukte vrolikheid. En Jara kon maar met moeite voorkom om hardop te lag. Ek het Jara gevra wat met haar aan die gang was. En die meisie sê, o meester my liefde, waarom vra jy iets aan 'n mens, as jy innerlike duideliker sien, soos ons die buitekant van hierdie drinkbeker? O meester, het jy dan nie gesien dat die leerling, Judas Iskariot, al vroeër die allergrootste, seker 10 pond sware vis vir homself uitgesoek het nie, en ook die grootste beker?
Daarna het daar nog heel wat groot stukke brood in sy buik afgedaal. Mense, 10 pond is omtrent 4 kilogram vis. Dit is 'n movie se vis. Ek weet hoe lyk 'n 4 kilogram vis, want ons vang hulle hier in die dam. En hy sit nou, en hy eet daai hele vis alleen op met baie brood en 'n groot beker wyn. Nou ja, kom ons kyk wat sê Joshua vir Jara wat nou gelag het. Vers 18, nou wou hy nog die tweede groot vis ingesleep het. Maar Raphael, wat die teregte ergernis van die leerlinge opgemerk het, was die gulsige Judas Iskariot een voor, en red so die vis voor die vraatsig van Judas Iskariot. Wel, dit is die rede waarom ek haas my lag nie kon inhou nie. Ek weet nog goed van Genesaret af, dat 'n mens eintlik nooit moet lag nie, behalwe uit liefde en vriendelikheid. Maar die geval was helaas so komies, dat ek byna begin lag het. Ek glo dat dit tog nie so erg is om te glimlag oor 'n gulsige vrek se misgryp tydens 'n egoïstiese saak nie. Want jy kan jou daarby ook voorstel dat so 'n streek om iets wat sou kon verbeter, en dan moet dit tog wel geoorloog wees om fynkies te glimlag. Nou Joshua het dit gevra om haar nou 'n les te gee wat ook 'n les vir ons is. Want ons kan baie lag baie keer vir iemand se verkeerde dinge en vir sy sonde. Wat ons hoor nou wat sê Joshua vra. My liefste Jara, dit is nie presies sonde nie. Maar as mens dit kan nalaat of uitlos, doen 'n mens nog tog beter. Kyk, as 'n mens so vrek met 'n sekere erns aansien, roep hy homself tot orde en laat sy vrekkige voornemens vaar. Glimlag 'n mens egter oor hom, dan word hy kwaad en doen dan alles om sy voornemens dubbel vrekkig uit te voer. Judas Iskariot is 'n vrek en miskien ook 'n dief, want wie sy naaste altyd wil bedrieg en hom ook bedrieg, is 'n dief. Vir die mense wat nie weet wat is die woord vrek nie, dit dui aan dood, ja, maar in hierdie sin is 'n vrek 'n uiters synige, inhalige persoon. Wat hy sien die visse daar en hy gryp die eerste en grootste een en dan wil hy die tweede grootste een ook gegryp het. Hy gun niemand anders aan die tafel ook 'n stuk vis nie. 'n Vrek sal altyd net eerste na homself kyk. Sien hy by 'n egoïstiese handeling glimlaggende gesigte, dan dink hy dat 'n mens sy skurke streek wat soos 'n grap lyk laakbaar vind, en dan gaan hy nog intensiewer deur met sy gemeene streke. As hy egter, soos ek hier al opgemerk het by sy streke, en reeds met die eerste aansit daartoe, met 'n sekere erns van alle kante aangesien word, dan laat hy sy slegte voornemens vaar, en wag daarmee tot 'n moontlike ander keer. Want op algehele verbetering hoef jy by 'n vrek nie so gou te hoop nie. Maar tog is dit goed om hom soveel moontlik te hinder by die uitvoering van die een of ander selfsugtige onderneming. En dis hoekom Vader die engel opdrag gegee het om die vis voor sy gulsige mes weg te vat. Hy verloor daardeur altyd meer van die verkreë moed vanweë die altyd optredende mislukkings, en laat die kwade na, wel nie uit afskie daarvoor nie, maar dan tog uit ergernis. Kyk, my allerliefste dogtertjie, om hierdie redes wat ek jou nou vertel het, is dit dus beter om nie vir iemand te lag wanneer die een of ander voorgenome boewestreek misluk nie. En ons kom baie in sulke versoekings, baie keer gebeur sulke dinge om ons, en dan lag ons die ou uit.
En dit is 'n leedvermakerige lag. En dit is nie uit die hemel uit nie, dit is uit die hel uit. Ons mag nooit vir ons medemens lag as hy homself in 'n situasie bevind waar hy nou, soos in hierdie van Judas, waar hy nou 'n absolute verkeerde ding aangevang het nie. Ons moet mense wat verkeerde dinge doen, moet ons ernstig vermaan, en dan sal hy moontlik sy streek los. Dis soos iemand wat ons nou hier by ons by die tafels, ons kry hierdie mense, hulle hardloop om eerste te wees, terwyl ons reëls het dat ou mense eerste kry, en dan kinders, en dan die vrouens, en dan die mans. Maar as iemand wat so voort hardloop, en hy spring in die ry in voor almal, en hy val neer, en hy struikel oor sy voete, gaan almal vir hom lag, en sê, ja, jy moet elke dag storm, jy moet vorentoe, nou het jy jou loon gekry, maar dit mag nie gebeur nie, ons mag dit nie doen nie, maar ons mag so 'n persoon verhinder om dit te doen wat verkeerd is, deur op 'n mooi manier te sê, nee man, dis nie hoe dit werk hier by ons nie. Dit is 'n les vir ons, want ons doen dit baie, baie maklik, en dit is uit die hel uit. Maar 'n vriendelike lag, en lag saam met ander mense, dit is glad nie verkeerd nie. Joshua het die lag geskape. Dit is 'n emosie wat jy en ek kan uitleef, maar vanuit die liefde. Dit is die voorwaarde. Inteendeel staan dit in die skrif, in die psalms, dat Jahwe lag vir hulle. Dis vir die bose, wat dink hulle die oorhand op hierdie aarde. So enige emosie van lag wat uit die liefde kom tog maar van hom af. Dit is maar nou net so. So 'n klein lesie vir ons oor 'n dingetjie wat ons baie keer nie raak sien nie. Die volgende hoofstuk 170 se opskrif is die teenstrydigheid tussen wou en doen. Bedoelend, ek wou dit gedoen het, maar ek het nie. Of ek het ingeklim en gedoen. Nou sê Jara, onthou, sy stel die dogter van Sion aan die einde voor, ja meester, u my enigste liefde. Dit sou wel volkome korrek en eintlik die allerbeste gewees het, as 'n mens maar altyd dadelik sulke suiwer goddelike advies byderhand gehad het. Maar ons mense is alreeds so blind, en dit juis op oomblikke dat ons die skerpste moet kan sien, dat ons deur al die bome nie die bos kan sien nie. En met ons ware lewenswysheid gaan dit op die gewigtigste oomblikke van ons lewe geen haar beter nie. Daar waar ons haar die meeste nodig het, laat sy die wysheid ons in die steek. En as ons haar nie so dringend nodig het nie, sit ons vol met verhewe gedagtes en idees. Wat dit aanbetref, is dit met ons mense altyd 'n vreemde saak. Niks skyn by myself goed te wees, behalwe my wil nie. Maar selfs dit is dan ook nog nie so te prys nie, omdat die krag meestal ontbreek om iets heeltemal uit te voer. Want baie keer wil 'n mens iets doen wat werklik goed is, maar dan doen jy dit tog nie. Of 'n mens doen juis die teendeel van die goeie wat 'n mens eintlik wil. Waarom dit so is, weet ek nie, maar dat dit so is, weet ek uit eie ervaring. En hierdie is 'n baie goeie argument wat Joshua toelaat dat dit gedokumenteer word, want dit is presies met ons ook so. Jy wil so baie keer iets goed doen, dan doen jy dit nie. En agterna as jy spyt, of jy doen die teendeel van wat jy moes doen. Daarom laat hy hierdie goed dokumenteer vir ons, om onsself hierin te sien. Meester, u my liefde, deur u almagtige barmhartigheid,
het ek 'n wonderbaarlike blik gehad op die groot wêreldskeppings en weet wat dit aanbetref, nou meer as alle geleerdes van die aarde bymekaar. Ek ken dit wat die eindelose diepte van u hemele bevat, maar waarom ken ek dan ook nie myself nie? En om terug te gaan in die lesing sal ons sien dat hierdie Jara deur Joshua in 'n toestand gebring was waar sy na planete toe kon gaan, 'n hele paar, en sy het aandenkings teruggebring. Dis hoekom sy sê, sy weet meer van ander planete af as al die wêreldse geleerdes saam, want hulle was nie daar nie. Nou sê Joshua vir haar, omdat jy self 'n baie meer wonderbaarlike wese is, as alle groot sonne en wêrelde bymekaar, en omdat ons ook, elkeen van ons, is so besondere wonderbaarlike wese, wat Joshua geskep het. In die hart van die mens lê 'n baie meer wonderbaarlike hemel verborge, as die grootte wat jy met jou eie oë gesien het. Weet dat alle materie 'n oordeel is, en 'n ysere dwang. Jy kan die buitekant en ook die innerlike struktuur daarvan ondersoek, en baie aptekers besit die kennis om 'n stof in haar oerelemente te ontleed. En hierdie besondere wetenskap noem 'n mens die skeikunde, wat in die loop van tyd altyd verder vervolmaak sal word. Soos wat jy 'n klip tamelik presies van buite en van binne leer ken het, of kan leer ken, so kan jy ook 'n hele wêreld leer ken. Ons materiaal is in hierdie vaardigheid baie ver gevorder, en ook my leerling Andreas, wat by die Esseners was, is 'n bekwame apteker, waarvoor hy in Egipte geleer het. Beide kan jou oor die materie van 'n hele wêreld goed inlig, en waarheidsgetrou duidelik maak. Natuurlik bevat die inwendige van die materie nog baie goed wat 'n skeikundige nooit sal ontdek nie. Maar die eintlike elemente waaruit 'n stof bestaan, kan hy herken. Die aard van die elemente sal hy egter nooit ontdek nie, omdat hulle met die geestelike verbonde is, en wat slegs geheel en al deur 'n suiwer gees waargeneem kan word. Want in die elemente lê oneindig baie verborge. Nou, ons het in skeikunde of fisika wat ek moes bestudeer, het ons van die periodieke tabel van elemente geleer. Ek kan nou nie eens meer onthou hoeveel het hulle daai tyd ontdek nie, maar hulle het nog meer gekry in die latere tye. En dit is elkeen 'n afsonderlike element waaruit die aarde se samestelling is. Daar is elemente soos koper en yster en krom, en dan is daar suurstof en waterstof en stikstof. Alles afsonderlike elemente, en presies wat hy hier sê, dat die mens nog steeds nooit alles sal weet van die elemente nie, omdat hy nie die gees ken nie. Byvoorbeeld weet die mens nie, hulle weet dit seker nou, maar nooit geweet dat elke element vibreer teen 'n ander frekwensie. En daai frekwensie het een of ander iets tot gevolg, of negatief of positief. En dat jy met daardie elemente kan jy gebruik vir byvoorbeeld genesing, of jy kan dit ook gebruik om mense siek te maak. Byvoorbeeld, ek sal sê die frekwensie van fluoried, wat ook 'n element is baie negatief vir die menslike wese, vir die bestaan van ons as mense. En tog word dit in alle water gegooi. Hulle sê dit is om suiwering te bring, en in feitelik alle tandepastas. So jy kry fluoried in, en dit het 'n geweldige negatiewe uitwerking op jou liggaam. Maar hierdie slim wetenskaplikes en voedseltegnoloë en goed,
Hulle glo dit nie. Hulle sê net nee, dit is goed om jou tande witter te maak, of wat ook al. Ek was baie jare lank op 'n watersuiweringswerker, ek het gewerk daaraan, ek het hulle ontwerp, en fluoried word gebruik in jou eerste proses om water te suiwer. Wat fluoried doen is in modderige water wat inkom by die waterwerke, dan meng hulle fluoried in. Dan maak die fluoried dat die grondpartikels na mekaar toe kom. Hy verander hulle lading. Dan word hierdie modderpartikeltjies word by mekaar gebring, dan word hulle swaar en dan sak hulle af en dan sit hulle hierdie goed deur 'n filter. En dan het jy skoon water aan die ander kant, maar met fluoried in. Want die fluoried is opgelos in die water. En daarna gaan hy deur ander prosesse, onder andere 'n klorineringsproses, wat ook nie baie goed vir jou is as hy te sterk is nie. So, dit is maar net goed wat ons vandag moet wakker voor wees. En wat vir my mooi uit hierdie gedeelte kom, dat selfs 2000 jaar gelede was daar skeikundiges en aptekers. Mense dink hulle was so dom gewees. Nee, hulle het ook baie kennis gehad. Dink as ek mag byvoeg, daar is 33 elemente in die periodiektaal. Die sal is ons 33. Nee, daar is meer as 33. En daarna is, ja, maar dit is die oorspronklike. Nee, sover ek onthou op skool was dit iets in die 60, ek kan nie mooi onthou nie. Maar hoe dit ook al sê, dit is 'n hele klomp. Maar die mens se siel en haar gees bevat nog oneindig baie meer. Nou daai siel en gees is in jou hart. Dit kan deur geen skeikunde ontdek word nie. En ek self moes juis daarvoor na julle mense toe kom, om dit vir julle te leer. Dit wat geen mens ooit uit homself te wete sou kon kom nie. Een van die redes hoekom Yeshua moes kom. So sien jy, juis vanweë jou moeilikheid, het ek self uit die hemel van die hemele gekom, en kom leer ek julle dit wat niemand anderste julle sou kon leer nie. Hoekom kan net hy ons leer? Omdat hy ons geskep het, so eenvoudig soos dit. Hy is die maker, die skepper, die formeerder van alles. Jy verstaan nou nog nie goed hoe jy iets kan wil, sonder om daarvolgens te handel nie. En jy handel dan uit ander motiewe wat jy nie ken nie. En die latente begeertes van die liggaam bepaal jou handeling dikwels teen die wil van jou gees in. Want die wil maak geen deel uit van die liggaam en die bloed nie. En ook nie van die siel wat die liggaam en die bloed gemaak het, en wat later self haar formele ontwikkelingsvoedsel daaruit gehaal het nie. Maar die wil maak deel uit van die liefde, wat my gees in julle is, waardeur julle nie net my skepsels is nie, maar my ware kinders is, en eendag in my ryk ook saam met my die hele oneindigheid sal beheer. Maar daartoe moet julle eers heeltemal nuut in die gees gebore word, omdat dit andersins nie moontlik is nie. My liewe dogtertjie, verstaan jy dit? En dit is ook vir ons vandag, my liewe dogter van Sion, verstaan ons dit? Ons moet eers volledig in die gees wedergebore word, voordat ons werklik vanuit ons wil korrek binne Vader se orde sal lewe. Maar dit is vir my interessant dat die wil kom direk vanuit die gees. En die vlees het 'n ander wil wat jou altyd in die moeilikheid bring, wat jy moet teenstaan. En jy kan dit net teenstaan as jy in Yeshua se gees opgaan. En al hoe jy in sy gees kan opgaan, is om in die liefde vir Vader te leef en in die liefde vir die naaste. Dan is jou wil sy wil. En dan
sal goed wat Yara oorgekom het, haar nie oorkom nie, want haar wil vanuit die Gees sal sê, nee, nie vir hom lag nie, sy arme sondaar hierdie, hy is nou geplaag met daai eienskap, spreek hom aan, as jy moet, maar weer eens was dit ook nie vir Yara die een wat 'n groot man in daai tyd moes aanspreek nie, daar het 'n baie streng orde geheers, waar vrouens nie sommer mans kon teregwys nie, dat is bietjie anders as nou. Maar ek dink ons het daarom hier 'n paar lesse uitgekry wat 'n mens saam met jou lewe kan vat. Baie dankie.